Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is daarom lekker warm en snoesig hier binne as jy so uitkom van daai chilly windjie daar buite. Baie welkom. Ek hoop dat die Here elkeen van julle vandag gaan seën met 'n baie spesiale boodskap en dit is net 'n voorreg om by mekaar te kan kom. Daar's soveel lande wat hulle dit ondergronds moet doen, wat hulle nie so in die openbaar kan by mekaar kom nie. So ons is eintlik so bevoorreg om saam met mekaar hier te kan wees en saam te kan leer van die Here en om saam te kan dien en saam te kan loof. Dit is regtig vir ons 'n groot voorreg. Kom ons staan en dan sing ons almal die eerste liedjie saam. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. So julle kan vir ons sê dankie. Nou ja, wat 'n voorreg om hier te wees en wat 'n voorreg om te kan opstaan en te kan verjaar en nog 'n dag te hê in jou lewe wat jy die Here kan loof en dien en prys, nê, om hier te kan wees, om sy naam groot te maak. Dit is regtig 'n absolute voorreg. Nou ons het hierdie week 2 verjaarsdagmaatjies gehad. Ons het vir Jansen van Nieuwenhuizen gehad en Heinrich Becker. Dis een van julle 2 hierso vandag. Dan kan ek vir julle chocolates uitdeel. Ek gaan vir julle chocolates daar agter gee as ek julle sien. Okay. Baie geluk met julle verjaarsdag en ek hoop dat die Here julle lewenspad vorentoe sal seën met sy beloftes en sy geskenke en sy blessings.
Goed, die eerste dingetjie wat ek wil nou net verder sê is, vandag, ons het bietjie vir Ludike afdaggie gegee, so hy en sy gesin het 'n bietjie 'n spesiale tydjie saam, dat hulle net by mekaar kan uitkom, tyd bietjie saam kan spandeer en, jy weet net, met mekaar 'n bietjie kan connect. Weet, so ons het vir hom, hy vra, dis hoekom hy nie vandag hier so is nie, so verskoning vir hom, maar ons het net vir hom 'n bietjie van 'n afdag gegee, dat hy kan recharge en hy en sy familie tyd saam kan spandeer. Goed, dan sal julle sien hier voor op die tafel, het ons nou sulke nuwe canvases op. En dit is, as jy nog nie 'n lidmaat is nie en jy wil 'n lidmaat word, dan kan jy daai QR-code gaan scan en hy vat jou direk na 'n link toe, wat jy dan kan lidmaat word. Op die lidmaatskapvorm is daar ook, jy kan ook aansoek doen as 'n besoeker. En dit is, as jy 'n besoeker wil aansoek doen en jy wil hê ons moet jou op die lyste sit, sodat jou kinders kan kom na die jeugdienste of dat ons jou net jou inligting het, sodat as daar 'n jeugdiens is of as daar 'n spesiale geleentheid is, kan ons jou nog steeds uitnooi. Jy hoef nie 'n lidmaat te wees om te kom na die spesiale geleenthede nie. En dan ook op die Facebookblad, heel bo-aan het ons die lidmaatskapregistrasie gepin. So as enige iemand van julle weet van iemand wat 'n lidmaat word en nie weet hoe om dit te doen nie, daarso is die 2 maniere hoe om dit te doen, om lidmaat te word. Goed, dan het ons hierdie week die disippelskap 1 week vorentoe geskuif, so die disippelskap is dan môre aand by Jan se huis van 7:00 tot 8:30 en daar gaan ons weer leer hoe om vissers van mense te wees. En ek weet julle het nou al 'n lekker groot groep wat eintlik amazing is, want dit is wat ons nodig het. Ons het nodig dat mense geskool word en opgelei word om uit te gaan. Nie net hier by die kerk nie, dit is waar ons moet gaan. In ons dag tot dag, daar waar ons werk, daar waar ons met die mense sien en elke dag hoe om met hulle te praat en uit te reik oor Jesus en hulle harte te wen, nee. Dan Woensdag het ons weer ons Bybelstudieoggend, saam met Ludik en hulle is besig met Johannes, wat hulle nou daar lekker die woord uit mekaar uittrek. En ek weet, hulle groei sommer lekker met al die nuwe inligting wat hulle daar leer en al die ontdekkings wat hulle in Johannes doen. So kom join ons vir die Bybelstudie. Dan dames, julle moet asseblief onthou, hierdie Saterdag wat kom, moenie dit vergeet nie, is ons parfuumdag. Ongelukkig is al die kaartjies uitverkoop. Dit was letterlik so, toe is almal uitverkoop. Die van julle wat nog moet inbetaal, Jolanda sit daar agter. Gaan jy sommer daar agter wees, Jolanda? Okay, Jolanda gaan daar agter wees vir die wat nog hulle geldjie moet betaal. Dan kan julle net by haar 'n draai maak. As julle nie julle geldjie onthou het nie, gaan in elk geval na haar toe, laat sy net met julle 'n reëling kan tref hoe om die betaling te maak. Maar ons sien baie uit na hierdie lekker parfuumdag en na al die geure en die reuke wat daar gaan uitkom. En dan net vir, soos wat julle weet, hierdie Vrydag sluit die skool. Nou ons het 'n vakansieprogram vir die tweenies en die tinies. Daar is hy. Hulle gaan 'n movie en popcorn hê. Hulle gaan 'n guest speaker hê. En dan gaan hulle weer die 13de Julie, wat die laaste Sondag van die vakansie is, gaan ons weer 'n popcorn en 'n movie hê. Dit is nie net sommer enige movie nie, hoor. Dit is actually 'n movie wat hulle kan leer oor Jesus. So moenie dink ons sit net vir hulle enige random goed op nie, hoor. So julle moet asseblief by die kerk bly, kom dienste toe, al is dit vakansie. Daar is vir hulle 'n kinderprogram wat hulle gaan besig hou. Dan die volgende ding is ons gebedsversoeke. Ilardus Nel, ek weet nie wie van julle weet wie Ilardus is nie. Hy is hierdie week baie dringend opgeneem in die hospitaal met sepsis. Hy het baie pyn, hy haal bietjie moeilik asem. Hy's daarom nou uit hoë sorg uit, so hy's nou al in 'n gewone saal. Hulle gee vir hom baie sterk antibiotika, maar die Here se hand het op 'n ongelooflike manier daarin gegryp, want ek sê vir julle, as hy 'n paar uur later gegaan het, was hy dalk nie op hierdie herstelpad gewees nie. So ons dank die Here dat daar die regte mense oor sy pad gekom het, om vir hom die regte behandeling te gee en hy onmiddellik gehelp is. Maar as enige iemand vir hom wil gaan kuier, hy is maar alleen daar in die hospitaal, dit is nie lekker nie. Hy hou van 'n geselsie en hy hou van 'n glimlag en hy hou van 'n kuiertjie, selfs 'n boodskap, maar hou hom asseblief in sy gedagtes, want dit is 'n baie vinnige opneem. Dan bid ons ook vir Melinke, wat ons gebid het. Sy's klaar met 'n behandeling, maar dit is goeie nuus, hierdie week kry sy haar MR-scan om te sien wat het die behandeling gedoen en hoe vorder sy en hoe gaan dit. So ons bid vir goeie resultate en ons bid dat dit wat ook al gebeur het nog steeds in die Here se hand is en dat ons glo en weet
dat dit is in sy plan. Dit maak nie saak wat die uitslag is nie, maar ons bid dat die Here vir hulle kalmte en vrede sal gee met die uitslag wat hierdie week kom. En dan bid ons nog steeds vir Wimpie van der Merwe. Ek weet ons het gesê hulle is op pad om hulle uit die DRC uit te gaan haal. Hulle is nog nie uit nie, so ek weet nie, dis seker nou maar in die beplanningfase van die van julle wat in die army was. En maar ons bid dat hy veilig sal terugkom na sy ouers toe en dat daai beplanning sal vinnig gebeur en dat hy en al sy medesoldate veilig by die huis sal aankom. So hou asseblief hierdie 3 mense in julle gedagtes hierdie week, as julle gebeure het. Hulle het regtig nodig dat hulle mede-Christen familie hulle dra deur hierdie tyd, as hulle nie self die krag en die energie het om dit te doen nie. Goed, en dan gaan ons gaan nou die offergawes, dat ons net vir die Here teruggee, dat ons kan uitbrei in sy koninkryk. En hy bederf ons so baie, so ons gaan net vir ons so 'n bietjie teruggee en sê dankie, dankie. Hierdie behoort eintlik aan U. Goeiemôre almal. Net vinnig terugvoer ook oor IRD-sertifikate. Ek is seker julle het gesien oor die naweek is daar 'n paar wat uitgegaan het. Kyk, doen my guns, gaan vir my deur die detail, maak seker dis die regte naam van bankbesonderhede en kodes. Soos julle weet, ons kan nie iets indien wat nie reg is nie. As jy voel dat iets verkeerd is, jy wil dit verander, bereik uit asseblief na my of Sorika toe, en ook, die is hardcopies vandag ook beskikbaar as jy nog nie iets in die e-pos ontvang het nie. Kom ons lei die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie bydraes, vandag in kontant en elektronies. Dankie dat U 'n hand van bewaring vir ons gee, so ook in die finansies. Help ons ook om hierdie terug aan te wend in U koninkryk, sodat ons U naam sal uitdra en hierdie gemeente sal uitbrei. Amen. As ek goeiemôre julle. Ek wil vir ons 'n baie mooi Psalm lees, Psalm 121. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snag sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet in die naam bo alle name, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Light
stepped down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here my toevlug, is God van my hart. Niks maak meer saak nie, slegs hier U wil. Neem nou my gedagtes vanoggend tot aand. Selfs as ek slaap U nabyheid my lig.
weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Die wat bedruk is, laat hy weer lag. Vir die wat moeg is, gee hy weer krag. Deur sy genade, liefde en trou, sal hy sy kinders ewig behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Ja, liewe Here. Here, ons wil regtig vanoggend kom sê, Here, ons buig voor U, Here Jesus. Ons buig voor U troon, almagtige God, en ons verklaar dat U is ons Vader, U is ons God. U is ons skepper, Here Jesus, en ons wil vandag in hierdie boodskap U groot maak, Here Jesus. Here, ons eer U deur die week, Here, elke dag ons eer U, Here. En ons eer U vandag, almagtige Vader. Ons eer U vir alles wat U in ons lewens gedoen het en nog gaan doen, Here. Here, ons is baie, baie lief vir U, almagtige God. Here, dankie dat U ons wakker gemaak het vanoggend. Ek bid vir elke oupa en ouma vanoggend. Ek bid vir elke pa en ma. Ek bid vir die siekes in die hospitale, Here Jesus. Ek bid ook vir elke kind, elke klein kind, Here. Dankie vir die groot voorreg om vanoggend na hierdie boodskap te kan kom luister, Here. Here, praat asseblief met ons, almagtige Vader, maak ons harte oop en maak ons harte sag en ontvanklik vir hierdie boodskap vandag, Here. Ons is opgewonde om te hoor wat U vir ons wil sê vanoggend, Here. Ons begin vanoggend in U groot en almagtige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. As jy die kinders kan verdaag. As hy baie welkom julle. Hierdie sal nou die eerste keer wees wat ek hierdie boodskap gee. Ek het al baie oor hom gepraat, en baie oor hom gelees. Ek het nog nooit 'n boodskap gegee nie, maar ek glo julle gaan dit geniet, en as julle julle Bybels gereed het, julle is welkom om dit oop te maak of maar net saam te lees. Die boodskap vanoggend is eintlik 'n vraag.
Is jy ingeënt op die makolyfboom? En die skrifgelesing is Romeine 11 vanaf vers 1 tot 36. Kom ek lees vir ons. Het God dan nie tog sy volk verstoot nie? Sou iemand kon vra? Beslis nie. Ek is immers self ook 'n Israeliet, 'n afstammeling van Abraham uit die stam Benjamin. God het sy volk, wat hy lank tevore verkies het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif sê van Elia nie, hoe hy by God oor Israel gekla het? Here, hulle het u profete doodgemaak en u altare afgebreek. En net ek het oorgebly en hulle wil my ook om die lewe bring. Maar wat het God hom geantwoord? Ek het vir my 7000 manne laat oorbly, wat nie vir Baal aanbid het nie. Nou net so is dit ook vandag. Daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God uitverkies is. En as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie. Anders sou dit nie meer genade wees nie. Waarop kom dit neer? Hierop. Wat Israel soek, het hy nie gekry nie. Die uitverkorenes het dit gekry. Die ander is verhard. Dan vanaf vers 11. 'n ander vraag is, het Israel se struikeling hulle finale val beteken? Beslis nie. Maar deur hulle val het die redding na die heidene nasies of die ander nasies toegekom om die Jode jaloers te maak. As hulle val 'n verryking vir die wêreld beteken het en hulle klein oorblyfseltjie 'n verryking vir die heidene nasies, hoeveel te meer sal dit nie tot seën wees as die Jode se volle getal gelowig sou word nie. En nou praat ek met julle gelowiges uit die heidene nasies of uit die ander nasies uit. As apostel vir die heidene nasies is ek trots op my werk en strewe ek daarna om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle te red. As hulle verwerping vir die wêreld versoening beteken het, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Niks minder as lewe uit die dood. As die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy. En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Party van die takke is uitgekap, en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die makolyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jou dan nie bo die ander takke verhef nie. Moet jou ook nie verbeel jy is iets nie. Dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Jy sal wel sê, takke is uitgekap sodat ek daar geënt kon word. Dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie. Hou rekening met God. Want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Dan vanaf vers 25. Ons staan hier voor 'n geheimenis, broers. En ek wil hê julle moet weet wat dit is, sodat julle nie te selfversekerd sal wees nie. Die verharding het oor 'n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidene nasies in die koninkryk ingegaan het. En op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe, uit Sion sal die redder kom. En hy sal die goddeloosheid van sy volk Jakob verwyder. En dan vanaf vers 33. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit is baie bekende stukkie, maar ek is seker
daar gaan mense wees wat dalk dit nog nooit gelees het nie. Want hierdie is 'n skrifgedeelte, of jy weet, of jy het al gehoor hiervan, of jy het nog glad nie gehoor van wat ek vandag gaan praat nie. So dalk is dit iets niets vir jou, maar ek is seker julle gaan dit geniet. So om julle so 'n bietjie agtergrond te gee van hierdie skrifgedeelte is, Paulus skryf 'n brief vir die gelowiges in Rome. En hy verduidelik vir hulle, hy wil vir hulle die groter prentjie gee van God se reddingsplan vir die Jode en dan ook vir al die nasies. En dan gebruik Paulus 'n voorbeeld van 2 bome, 'n mak olyfboom en 'n wilde olyfboom. So ek wil graag gaan stil staan by 3 gedagtes vanoggend. Die eerste ene is, God verstoot nie vir Israel nie. En die tweede ene gaan ons kyk na die mak olyf en die wilde olyfboom. En dan laastens gaan ons bietjie kyk na God se groot genade vir die Jode en ook vir al die nasies, nê. So dis baie interessant. Ek weet nie of julle die nuus volg deesdae nie. Mens hoor deesdae baie van Israel in die koerante en op die nuus. Mens hoor verskriklik baie van Israel en dit voel asof baie nasies teen die Jode is en teen Christene is. Dit voel nogal so. 28 lande, ek moes nogals gaan soek daarna, 28 lande is teen Israel, om meer presies te wees, meer spesifiek te wees. So hoekom is dit so? Hoekom is daar so baie lande wat teen Israel is, en teen Christene is? Oral waar mens kyk, spot mense met die Jode en met Christene. Daar's net een God met wie hulle spot, en dit is ons God. So hoekom is dit so? Die wêreld spot met die Joodse Messias, Jesus. Oral deur die geskiedenis kan mens eintlik sien waar die mense, en partykeer het hulle geslaag, waar hulle die Jode in massas wil doodmaak, maar so ook Christene. Islam haat Jode en Christene. Islam wil die Jode en Christene afvee van die kaart af. Mens moet dit weet. Moet nie bang wees nie, maar mens moet dit weet. Hoekom hou die wêreld nie van die Jode nie, en hoekom hou die wêreld nie van Christene nie? So ek wil graag vandag vir julle 'n beter prentjie probeer gee van hoe werk God se reddingsplan vir die Israeliete, vir die Jode, en dan ook vir al die nasies rondom die wêreld. So kom ons kyk na die eerste ene, waar God verstoot nie vir Israel nie. So ons weet die Jode, die Israeliete, het nie geglo dat Jesus is die Messias, die seun van God nie. Hulle het dit nie geglo nie. Jesus het dit baie duidelik gemaak aan hulle, maar hulle het dit nie geglo nie. Hulle het hom verwerp. Nou daarom sê die Bybel, dat die belangrikste steen in die gebou, die hoeksteen, het hulle verwerp. Hulle wou, en dit het hulle struikelblok geword. Jesus is die hoeksteen van die gebou. Hy is die belangrikste steen van die gebou. Kyk wat sê Psalm 118, dis 'n profesie. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, met ander woorde die klip wat deur die fariseërs, die persoon wat deur die fariseërs afgekeer is, die klip wat deur die bouer afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen, en dit is 'n wonder in ons oë. Nou daarom vra Paulus 2 vrae in vandag se skrifgedeelte. Die eerste ene is Romeine 11 vers 1, het God dan nie tog sy volk verstoot nie? Sou iemand kon vra. Beslis nie. Ek is immer self ook 'n Israeliet, 'n afstammeling van Abraham uit die stam Benjamin. God het sy volk, wat hy lank tevore verkies het, nie verstoot nie. So die ding is, Paulus was self 'n Jood gewees. En Paulus is die bewys, want Paulus het op die Damaskuspad tot redding gekom in Jesus, in geloof in Jesus. So hier kom 'n Jood, na Jesus se opstanding, kom hy tot redding. So Paulus gebruik homself as 'n voorbeeld. So hulle struikel het gebeur omdat hulle nie geglo het in Jesus nie. En so het die redding gegaan, of 'n gedeelte van die redding het gegaan na die ander nasies toe. Maar God verstoot hulle nie as 'n nasie nie. Dan vra Paulus 'n tweede vraag. Vers 11. 'n ander vraag is,
het Israel se struikeling hulle finale val beteken? Beslis nie. Maar deur hulle val het die redding na die heidene nasies toe gekom om die Jode jaloers te maak. Met ander woorde, het Israel as 'n nasie vir altyd geval? Is hulle nou vir ewig buite bereik van God? Is hulle nou vir ewig buite redding van God? Beslis nie. Paulus beklemtoon eintlik kan God dit hulle baie maklik red. Eintlik is dit baie maklik vir die Here. Hulle is nie buite bereik van God nie. Maar deur hulle struikeling het die redding na die heidene nasies toe gegaan, om die Jode jaloers te maak. So die redding het gekom na my en jou toe, na die Afrikaners toe, na die Nieu-Zeelanders toe, die Australianers, die Duitsers, al die ander nasies. Daar het redding na ons toe gekom. Maar ons moet die groter prentjie verstaan van God se reddingsplan vir die Jode en vir al die nasies. Ons moet dit beter verstaan. Want dit het eintlik begin al waar God 'n belofte gemaak het aan Abraham. In Genesis 12 maak God 'n belofte aan Abraham. Hy roep vir Abraham. En hier vanaf vers 2, dis eintlik 'n dubbel bedoeling. God praat met Abraham, maar eintlik praat hy met Israel. Genesis 12 vanaf vers 1 tot 3, waar die Here sê, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe waar ek vir jou sal aanwys. En hier kom dit nou, dis vir Israel ook hierdie. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees, deur Israel. So in hierdie belofte sien ons God se groot reddingsplan vir al die nasies. So ons kan sien dat eintlik van die begin af was dit gewees vir al die nasies. En ons weet ook Jesus is na die kruis toe vir al die nasies, vir almal. So Israel se roeping was, in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Met ander woorde, Israel gaan vertel vir al die nasies van die God van Israel. Dit was eintlik hulle roeping gewees. En Paulus wil graag hê ons moet verstaan wat hier aangaan. Paulus sê ons staan voor 'n geheimenis, broers en susters. En die feit dat hy sê dis 'n geheimenis beteken baie mense verstaan dit nie. Dit is wat dit beteken. Dit is 'n geheimenis wat hy graag wil verduidelik. God openbaar so 'n geheimenis aan ons. Ons moet vir God vra om dit vir ons te verduidelik. Dan verduidelik hy dit vir ons. Nee. So Paulus wil graag verduidelik, hoe pas Israel in by ons storie? Hoe pas Israel in by die groter prentjie? Maar eintlik moet ek sê, Paulus wil verduidelik, hoe pas ons in by Israel se storie? Want as jy mooi daaraan dink, die hele Ou Testament gaan oor Israeliete, oor Jode. En in die Nuwe Testament sien ons waar God mens geword het, binne 'n Joodse kultuur. En dan lei Jesus 12 normale Jode op, om die evangelie in die wêreld in te vat. Kyk wat sê vers 26, so staan daar geskrywe, uit Sion sal die redder kom. Met ander woorde, vanuit die Jode kom die verlosser. En dan lei Jesus, soos ek gesê het, dan lei Jesus 12 normale Jode op, om die evangelie te vat binne in die wêreld en na al die lande toe. Die evangelie is wonderlik. Die evangelie is vir al die mense op aarde. So hoe pas ons in by die storie van Israel? So Paulus gebruik hy gebruik 'n voorbeeld van 2 bome. Hy gebruik die voorbeeld van 'n mak olyfboom en 'n wilde olyfboom. So ek dink ons almal het al
olywe geëet. Party mense hou baie van olywe en party mense hou niks van olywe nie. Maar julle sal weet van wat se boom ek praat, nê? Dis 'n olyfboom. Dit wat ons sê, maar of swart of groen die vrug, nê? Ek persoonlik hou baie van hom. Dis 'n baie lekker vrug vir my. Maar ja, so julle verstaan hoe lyk 'n olyfboom. So kom ek lees vir ons vanaf vers 16. As die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy. En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Hy praat nou van die mak olyfboom. So party van die takke is uitgekap. En jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die mak olyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die mak olyf se wortel. Nou Israel, die Jode, is die mak olyfboom. Ons, al die ander nasies, is die wilde olyfboom. Nou die wortels van die mak olyfboom is die geestelike voorvaders van Israel. Aan die ander woorde Abraham, Isak en Jakob. Nou die wortels is gewy aan God. Ek praat van die mak olyfboom. Die wortels is gewy aan God. En God se genade vloei deur die wortels, deur na al die takke toe op die mak olyfboom. Nou van die mak olyftakke is uitgekap, omdat hulle nie geglo het in Jesus as die seun van God nie. Nou wanneer ek en jy uitroep vir redding na Jesus toe, wanneer ons tot bekering kom, in geloof kom in Jesus Christus, daai oomblik word jy uitgekap uit die wilde olyfboom uit, en jy word onmiddellik geënt op die mak olyfboom. Maar ek hoop julle kan die prentjie verstaan. Jy word geënt tussen Israeliete op die mak olyfboom. Jy word ingeënt tussen Jode. Want die mak olyfboom is die Israeliete, dis Israel. Jy word ingeënt tussen Israeliete op die mak olyfboom. Nou my groot vraag vandag is, en dis vandag se boodskap ook, is jy geënt op die mak olyfboom? Met ander woorde, is jy wedergebore? Dis vandag se boodskap. Ek hoop julle kry al 'n beter prentjie van Israel vandag. So wie is die geredde Jode vandag? Hulle is ons broers en susters in Christus. Kyk wat sê Paulus vanaf vers 25. Ons staan hier voor 'n geheimenis, broers, en ek wil hê julle moet weet wat dit is, sodat julle nie te selfversekerd sal wees nie. Die verharding het oor 'n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidene nasies in die koninkryk ingegaan het. En op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe: uit Sion sal die redder kom en hy sal die goddeloosheid van sy volk Jakob verwyder. So Paulus verduidelik daar 'n verharding gekom oor 'n gedeelte van Israel. Die verharding duur totdat die volle getal uit die ander nasies gered is, of in die koninkryk van God ingekom het, of tot geloof gekom het. Totdat die volle getal uit die heidene nasies, uit die ander nasies in God se koninkryk ingekom het, sal daar 'n verharding wees by Israel. Maar daarna, as die volle getal ingekom het, dan is die verharding verby by Israel. Dan word die sluier weggevat. Daarna sal die uitverkore Jode tot redding kom. Ons kan wel so iets interessants, ons kan wel agterkom, daar sal klaar besig om iets te gebeur in Israel. Daar sal klaar in die laaste 10, 15 jaar Jode wat tot redding kom. Dit was nie so gewees in die verlede nie. So daar sal klaar Jode wat stelselmatig tot geloof kom in Jesus, tot bekering kom en tot redding kom vandag. So daar is besig om iets te gebeur. Maar Paulus sit nie die klem op 'n tyd nie. Hy sê dit gaan nie so erg oor 'n tyd hierson nie. Dit gaan meer oor hoe werk God se reddingsplan vir die Jode en ook vir al die nasies
op die aarde. Dis meer oor hoe werk dit. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 13. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Julle weet mos toe Moses voor God verskyn het Moses sy gesig begin skyn, begin helder skyn. Dit is God se teenwoordigheid wat skyn. Nou sê hy, ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Die manier wat daai ligglans het begin stelselmatig verdwyn by Moses. Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Is nou die Israeliete, nê? Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. In 'n woord, daar sien julle dit. Ons is veronderstel om al hoe meer soos Jesus te word. Dit doen die Here wat die Gees is. In 'n ander woord, daar's 'n sluier oor 'n gedeelte van Israel. Nie die hele Israel nie, maar oor 'n gedeelte van Israel. Nou 'n geestelike sluier is, dit beteken, hulle kan nie die dieper verstaan nie. Hulle sien dit met hulle oë, maar vir een of ander rede verstaan hulle dit nie. Hulle snap dit nie. Soos hulle sê, die penny drop nie. Hulle kan dit net nie verstaan nie. Hulle sien dit. Hulle kan sien die Christene kom tot redding en in geloof in hulle Messias, in die Messias. Maar dit is asof hulle dit net nie kan verstaan nie. Hulle kan dit net nie verstaan nie. Nou en so het daai gedeelte se redding gegaan na die ander nasies toe. So kan julle sien, ons het nie vir Israel vervang nie. God het nog steeds 'n plan vir die nasie Israel. Daar's nog steeds 'n plan vir hulle. En dit is baie belangrik om die regte prentjie te verstaan van hoe werk God se reddingsplan. Baie belangrik. Want as jy die regte prentjie kry van Israel, as jy mooi verstaan hoe werk God se reddingsplan, dat ons en die geredde Jode geestelike broers en susters is, dan beteken dit ons staan saam Israel. Ons is dan in dieselfde boom ingegraafd, ingeënt as hulle. Dit beteken ons kan nie anders as om saam met hulle te staan nie. Dit beteken ons staan saam ons geestelike broers en susters. Ons kan nie teen Israel wees nie. As jy gaan volgens die Bybel, beteken dit ons kan nie teen Israel wees nie. In ander woorde, as iemand teen Israel is of spot met Jode, dan verstaan die persoon nie God se reddingsprentjie en sy reddingsplan nie. Dit is baie, baie duidelik. So wie is al die takke in die mak-olyfboom? Dit is nie die hele Israel volk nie. Dit is net 'n gedeelte, net die uitverkorenes. En dit is ook nie al die mense van al die nasies in die wêreld nie. Net die mense wat uitgeroep het vir redding, word geënt in die mak-olyfboom. So die mense in die mak-olyfboom, dit is hulle wat hemel toe gaan. Dit verteenwoordig God se koninkryk. Die mak-olyfboom. En ek vra weer daai vraag wat ek vroeër gevra het. Is jy ingeënt in die mak-olyfboom? Is jy wedergebore? Het jy al tot by 'n punt gekom waar jy uitgeroep het na God toe vir redding?
En dan laastens beklemtoon Paulus God se groot genade. Hy sê dit is net uit genade uit. God lei ons na bekering en wedergeboorte net uit genade uit. Hy sê God se genade is groot. Julle weet, ek kan nie 'n hele preek doen oor Israel nie. Want selfs 'n preek is lofprysing aan God. Nou daarom moet ek die fokus 100% sit op God. 100% moet ek die fokus op God sit en die eer op God sit. Nou daarom moet ek vir God groot maak. Ek moet julle vertel van God se groot genade vir ons almal. God se genade vir Israel en God se genade vir al die nasies op aarde. Uit genade het God sy enigste seun gestuur. Uit genade het Jesus na die kruis toe gegaan om vir ons elkeen se sondes te betaal. Uit genade red hy ons. Uit genade bring hy ons na bekering en wedergeboorte. Uit genade ent die Heilige Gees ons in die makolyfboom in. Dis alles net genade. Paulus beklemtoon die woord genade. Kyk wat sê hy in vers 18, moet jou dan nie bo die ander takke verhef nie. Moet jou nie ook nie verbeel jy is iets nie. Dit is nie jy wat die wortel dra nie. Die wortel dra jou. Paulus maak dit baie duidelik, ons moet nederig wees oor ons inenting op die makolyfboom. Ons moet nederig wees oor ons redding. Ons moet nederig wees oor ons bekering en wedergeboorte. Ons moet nie vir een oomblik dink ons is beter as die Jode nie. Nie vir een oomblik dit dink nie. Dit is net uit genade uit. Dit is 100% die werk van God. Die werk van die Heilige Gees. Niks wat ons doen kan bydra na jou redding nie. Niks. Dit kom alles neer en dit wys alles na God toe. Redding is die werk van God. Jy kan wel uitroep en God help jou om uit te roep vir redding. En soos die digter Dawid skrywe in Psalm 8 vers 4, as ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mensekind, dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Al die kinders van God staan saam, Israel, en ons aanbid God. En ek wil eindig waar Paulus, 'n lofprysing van Paulus aan die Here. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, dankie dat u vir ons die groot prentjie openbaar van u reddingsplan, almagtige God, dat u liefde is vir al die nasies. U liefde is vir al die mense op aarde. U het na die kruis toe gegaan vir gelowiges en selfs vir ongelowiges. U wil hê die ongelowiges moet ook uitroep vir redding. Here Jesus, u is so verskriklik lief vir die wêreld, dat u Vader
U enigste seun gestuur het, net uit genade uit. Here, ons kan net buig voor U almagtige Vader en ons weet, Here, dis net uit genade dat U ons elke ene wil red. U wil 'n verhouding hê met ons elke ene. U wil graag soos 'n vader met sy seun of dogter gesels elke dag oor die bekommernisse en wat maak jou opgewonde. Dankie daarvoor, almagtige Vader. Here, ons eer U, Here Jesus. Here, dankie dat U ons red, Here. Vandag nog waar mense tot redding kom, waar mense tot bekering kom en wedergeboorte kom, Here. Is absoluut net U werk, Here. Daar is nie eers 'n bietjie wat ek kan bydra nie, Here. Ek kan wel bydra aan my geestelike groei, Here Jesus, maar die redding kom van U af, almagtige God. Here, daarvoor, Here Jesus, vir ons U prys vandag, almagtige God. Hoe groot is U Vader? Hoe wonderbaar is U Jesus Christus? En hoe liefdevol is U Heilige Gees? Ons prys U groot en almagtige naam, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Here, soos wat U woord sê, ons verstaan net ten dele. Ons verstaan net ten dele, Here. Here, en dit is 'n goeie ding, almagtige Vader. Want dit beteken U is baie groter as wat ons dink. Baie groter en baie heiliger as wat ons dink. En U openbaar graag sekere dele aan ons. U wil graag hê ons moet nader en nader beweeg na U toe. U wil graag hê ons moet meer en meer word soos U seun. Dat wanneer iemand na ons kyk, na ons dade kyk, dat hulle nie die dade sien van Jan nie, of van Pieter nie, of van Willem nie, of van Susan nie, maar dat hulle die dade sal sien van Jesus Christus. Dat hulle nie ons woorde hoor nie, Here, maar dat hulle die woorde hoor van Jesus Christus. Dat ons al hoe meer en meer, elke dag meer en meer word, soos U seun. Ons dankie, almagtige God. Here, ek bid ook vir die week, Here Jesus. Gaan asseblief saam met ons oral waar ons gaan, Here. Vergewe asseblief al ons sondes. Asseblief, liewe Here. En ek bid vir beskerming by ons huise, Here. Ek pleit die bloed van Jesus Christus op die pa, die ma, al die kinders, oupa, ouma, kleinkinders. Ek pleit U bloed van beskerming bo op ons deurkusyne, Here Jesus. Ek pleit U bloed van beskerming bo op ons kinders waar hulle in hierdie skole ingaan en hierdie universiteite ingaan, Here Jesus, waar hulle te doen het met die wêreldse dinge, Here. Waar hulle aangeval word. Ek pleit U bloed van beskerming bo op hulle, almagtige God. Asseblief, Here Jesus. Here, ek bid ook vir konflik in familie, Here. Asseblief, liewe Here. Here, ons weet U smag na vrede. U smag na vrede. Ons bid dit alles in U groot en almagtige naam. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, ons sing ons lekker saam. Be the fire.
As ek ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vrede elkeen sy goddelike vrede gee. Amen.